Funksies en inverses deel 1. In hierdie video gaan ons kyk na die definisie van 'n funksie, wat se tipe funksies ons kry, en dan gaan ons 'n paar basiese voorbeelde van inverses doen. Okay, so kom ons gaan kyk eerstens na wat is 'n funksie. So ek het hier vir julle 3 grafieke of 3 relasies geteken en ons gaan nou gaan kyk watter van die grafieke is funksies. So 'n funksie is wanneer daar net een y-waarde vir elke x-waarde is. So as ons nou gaan kyk na ons eerste grafiek, hierdie reguit lyn, en ons gaan kyk nou sommer na 2 koördinate, dan kan ons sien dat vir elke x-waarde, as ons dit gaan optrek en ons kry daardie x-waarde se y-waarde, daar's net een y-waarde vir elke x-waarde. So mens kan dit nogal maklik sien. So die eerste grafiek of relasie is 'n funksie. Kom ons gaan kyk na die tweede grafiek of relasie. As ons hierso kyk, ons vat enige x-waarde, ons trek dit op en ons sien daar's net een y-waarde. Kom ons doen sommer nog 'n voorbeeld. Ons vat daai x-waarde, ons trek dit op en ons sien daar's net een y-waarde. So hierdie grafiek, hierdie parabool is ook 'n funksie. Okay, kom ons kyk na ons laaste voorbeeld. As ons hierso 'n x-waarde vat en ons trek dit na die grafiek toe en ons wil sy y-waarde kry, dan sien ons maar daar is nie net een y-waarde vir daai x-waarde nie. Daar's 2 y-waardes vir daardie x-waarde en daarom gaan die laaste grafiek nie 'n funksie wees nie. En op dieselfde manier kan jy ook gaan kyk of iets 'n funksie is deur net na die koördinate te kyk. So as jy net 'n klomp koördinate het wat 'n voorstelling is van 'n relasie of van 'n grafiek, sodra jy in daai koördinate sien dat jou x-waardes is, ek wil sommer sê koppies, dan beteken dit dat vir daardie x-waarde, byvoorbeeld 1, is daar 'n y-waarde van -2, maar ook vir daai x-waarde 1 is daar nog 'n y-waarde wat 2 is. So sodra jy in jou koördinate sien dat jou x-waardes is koppies, dan weet jy dat dis nie 'n funksie nie, want daar is meer as net een y-waarde vir elke x-waarde. So daarom gaan die laaste nie 'n funksie wees nie. So by die ander sien ons dat as ons kyk hier na ons x-waardes, daar's glad nie koppies by ons x-waardes nie, so dit is 'n funksie. Goed, en dan laastens kan ons gaan kyk wat se tipe grafiek of relasie of funksie is elke prentjie. En ek doen dit sommer deur 'n lyntoets, deur 'n horisontale en vertikale lyntoets, om te sê wat se tipe funksie of wat se tipe relasie is dit. So hoe ons dit doen, is ons trek eers 'n horisontale lyn en ons kyk hoeveel keer sny daai horisontale lyn ons grafiek. So as ons die reguit lyn vat, dan sien ons hy sny hom 1 keer, so dis 1, en dan trek ons 'n vertikale lyn en hoeveel keer sny dit die reguit lyn? Weer 1. So die reguit lyn is 'n 1 tot 1. En sodra die laaste woord daar 'n 1 is, dan beteken dit ook dat die grafiek is 'n funksie. Maar ons weet nou al hoe om te bepaal of iets 'n funksie is. Hierdie is maar net nog 'n bevestiging. Okay, kom ons gaan kyk na ons tweede grafiek, ons parabool. So horisontale lyn, vertikale lyn. Horisontale lyn, hierdie is 'n meer tot vertikale lyn 1. So hierdie is 'n meer tot 1. My laaste woord is ook 'n 1, so ek weet hierdie gaan 'n funksie wees. So dis net nog 'n manier om te kyk of iets 'n funksie is of nie. Goed, kom ons kyk na ons laaste prentjie. Horisontale lyn, vertikale lyn. Horisontale lyn 1 tot meer. 1 tot meer. My laaste woord is nie 'n 1 nie. So hierdie is nie 'n funksie nie, so dis net 'n 1 tot meer relasie of 'n 1 tot meer grafiek. Maar die beter manier is 1 tot meer relasie. Goed, so ter opsomming, die wiskundige definisie van 'n funksie is elke x-waarde in die definisieversameling word met slegs een y-waarde in die waardeversameling verbind. So in kort, vir elke x-waarde is daar slegs een y-waarde. So kom ons kyk na ons laaste skets hier, die eksponensiële grafiek. As ons nou hier moet kyk wat se tipe funksie of wat se tipe relasie is dit? Ons trek 'n horisontale lyn 1 tot
vertikale lyn 1. 1 tot 1, die laaste woord is 1, so dit beteken hierdie eksponensiële grafiek is 'n funksie. Dan, as die eerste woord dalk ook 'n 1 is, dan beteken dit dat hierdie grafiek se inverse, waarby ons nou gaan kom, sal ook 'n funksie wees. So dis net 'n interessante feit. Goed, so nou gaan ons gaan kyk na die inverse. Die inverse is 'n refleksie van enige grafiek om die lyn y gelyk aan x. So as ons op ons asestelsel kyk, dit sal enige grafiek wees wat reflekteer in die lyn y gelyk aan x. So om die inverse te bepaal, het ons altyd 2 stappe. Stap 1, ruil x en y om. En stap 2, maak y die onderwerp. So dis ons 2 stappe om die inverse te bepaal. So kom ons gaan kyk nou na 'n paar basiese voorbeelde en kom ons gaan bepaal die inverse. So die eerste voorbeeld hierso is 'n reguit lyn. So eerstens sien ons hierso dat hierdie reguit lyn het 'n definisieversameling wat nie XER is nie. Die definisieversameling van hierdie reguit lyn is x is 'n element van -1 tot 3. So hierdie is ons definisieversameling. So die eerste ding wat ons hier wil uitwerk is die waardeversameling. So om die waardeversameling uit te werk, gaan ons daai 2 x-waarde in ons reguit lyn instel. So ons gaan gou sê y is gelyk aan 2, ons gaan eers -1 instel, -1, -4. En dit gee dan vir ons -6. En dan gaan ons die 3 instel in x se plek. En dit gaan dan vir ons gee 2. So nou weet ons dat ons waardeversameling is y element van -6 tot 2. So dis baie belangrik om die definisie en waardeversameling eers te kry. Goed, so kom ons gaan bepaal nou die inverse en dan gaan ons albei grafieke gaan skets. So om ons inverse te bepaal, en ek gaan dit in hierdie video altyd in groen doen. So om ons inverse te bepaal, gaan ons 2 stappe hê. Stap 1 is ruil vir x en y om. So ek gaan my oorspronklike grafiek vat en ek gaan nou in stap 1 vir x en y gaan omruil. En die oomblik wat ek dit doen, moet my definisie en waardeversameling se x en y waardes ook omruil. So ons weet dat die x word 'n y hier en daai y word 'n x hier. Goed, dit was stap 1 van die inverse, x en y ruil om. Stap 2 is maak y die onderwerp. So nou gaan ons die 4 oorvat, dan word dit x plus 4. So x plus 4 is gelyk aan 2y. En dan gaan ek elke term deel met 2, so x plus 4 gedeel deur 2, gaan wees x op 2, en die plus 4 gedeel deur 2 is plus 2. En daar is ons inverse. En dan kan ons dit net in die beter notasie skryf, en daai f tot die mag -1 beteken dit is die inverse. So daar is nou die vergelyking van die inverse van 'n reguit lyn. Goed, so nou gaan ons albei grafieke gaan teken. En hierdie voorbeeld is maklik, want om 'n reguit lyn te teken, al wat jy doen is jy bepaal net die x-afsnit en die y-afsnit. So van ons oorspronklike grafiek, as ons die x-afsnit wil bepaal, dan gaan ons eenvoudig die y 0 maak. Ons gaan die y 0 maak. So ek gaan dit sommer in my kop doen. Ons gaan die y 0 maak by ons oorspronklike grafiek. Ons gaan die 4 oorvat. So 2x is gelyk aan 4. So x is dan gelyk aan 2. So dis my x-afsnit van my oorspronklike grafiek. En dan kan ons die y-afsnit uitwerk. En om die y-afsnit uit te werk, gaan ons die x gelyk aan 0 maak. En ons kan sommer sien, as ons dit gaan doen, gaan die y-afsnit -4 wees. So nou kan ons net daardie 2 koördinate gaan plot. So my x-afsnit gaan wees 2 en 0. En my y-afsnit
gaan wees 0 en min 4. En nou kan ons daar twee koördinate verbind. Maak. En daar het ons die oorspronklike grafiek geteken. Goed, en nou gaan ons inverse teken. Dieselfde geld vir die inverse. Ons gaan die x-afsnit gaan uitwerk deur die y0 te maak. So as ons gaan kyk na ons inverse en ons kan stap 1 of stap 2 gebruik want dis dieselfde grafiek. Stap 2 is maar net waar ons die y alleen gekry het. So as ons nou, ek gaan sommer stap 1 gebruik en as ek in stap 1 vir die y0 gaan maak, gaan ek sien dat my x-afsnit is nou min 4. En as ek die y-afsnit wil uitwerk, gaan ek die x0 maak. So weer eens, ek kan stap 1 of stap 2 gebruik, want dit is dieselfde grafiek, so hierdie keer gaan ek stap 2 gebruik, het gaan my net vir my makliker wees om daar vir x0 te maak, en 0 gedeel deur 2 is 0, en 0 plus 2 is 2. So my y-afsnit gaan 2 wees. Goed, en kan julle sien, dat dit wat die x-afsnit was in my oorspronklike grafiek, wat 2 was, dit is nou die y-afsnit van my inverse, want x en y ruil om. En dit wat die y-afsnit was in my oorspronklike grafiek, is nou my x-afsnit in my inverse, want x en y ruil om. So eintlik hoef ek nie die x-afsnit en die y-afsnit uit te gewerk het van my inverse nie, ek kon net my oorspronklike x-afsnit en y-afsnit gevat het, en net hulle omgeruil het. Ok, so nou gaan ons sien dat ons nou klaar bepaal die y-afsnit is 2. So dit gaan wees 0 en 2. En dan die x-afsnit is min 4 en 0. En nou kan ek my lyn deur daar twee punte teken. So. As hy nou in die einde sien ons dat dit is 'n perfekte spieelbeeld in die lyn y gelyk aan x. Goed, nou gaan ons kom by die volgende voorbeelde, maar voor ons aangaan na die volgende voorbeelde, wil ek net vir julle 'n manier wys wat dit baie maklik en baie vinnig gaan maak vir julle om die inverse te bepaal. So om dit te doen, kom ons leer net gou ons 4 basiese prentjies van 'n parabool en ons 4 basiese prentjies van 'n eksponensiële grafiek. So ons almal ken nou al y gelyk aan x kwadraat, so ons leer nou net gou die vorms van die basiese voorbeelde van hierdie grafieke. So y gelyk aan x kwadraat is 'n maklike prentjie om te onthou. So y gelyk aan min x kwadraat, lyk so. Dan het ons nou twee nuus wat ons moet leer. X gelyk aan y kwadraat lyk so, en x gelyk aan min y kwadraat lyk so. So kom ons leer hierdie prentjies voor die tyd, sodat wanneer ons iets moet teken, dat ons dit letterlik in 'n paar sekondes kan teken. So hierdie is net die vorms van daai 4 tipes parabole. Ok, kom ons gaan kyk na die eksponensiële grafiek. En hier is daar so 'n klein maklike manier om hierdie grafieke te onthou. Want ons wil dit vinnig teken en ons weet ons kan in elk geval enige grafiek wat jy ooit wil teken, kan jy net 'n tabelmetode gebruik en jy kan klomp x-waardes instel en vir elke x-waarde kan jy al jou y-waardes kry. So dan jy klomp koördinate en jy kan al die koördinate gaan plot en jy gaan jou grafiek dan kan teken. Maar dit gaan te lank vat. So ons kort 'n vinnige manier om ons grafieke te teken, want die prentjies van ons grafieke sê vir ons baie oor die definisie en die waardeversameling. Goed, so kom ons kyk gou na die eksponensiële grafieke. 'n Maklike manier om hierdie vormpies te onthou is om te kyk na die eksponent. So as ons hierso kyk, die eerste een, hierdie eksponent is positief x. So waar op die asstelsel is positief x? Dit is daai gedeelte op die asstelsel is positief x. En dit is dan die gedeelte waar die grafiek moet wegdraai. Ok, kom ons gaan kyk na die volgende voorbeeld. Y gelyk aan minus x. So waar is y gelyk aan minus x op die asstelsel? Y gelyk, daar's minus x, so y gelyk aan minus x, die grafiek gaan dan wegdraai van daai gedeelte af. Goed, die tweede laaste enetjie, x is gelyk aan 2 to die mag y, dis nou 'n nuwe enetjie. Die eksponent is positief y, so positief y is daar, so die grafiek gaan wegdraai van daardie gedeelte.
Hoekom gaan die grafiek nie hierdie kant toe nie? Want daar draai hy tog ook weg van daai gedeelte wat positief y is. Indien die teken van daai grafiek minus was, sou dit nou soos hierdie rooi gelyk het. So jy kyk eers na die eksponent, en omdat hierdie eksponent positief y is, weet ons die grafiek moet wegdraai van daai gedeelte af. So ja, hy kan so ook weggedraai het. So as jy nou moet besluit wat se ene is dit, kyk net na daai teken. As dit positief is, gaan die grafiek aan hierdie kant wegdraai, want dan is x positief. So my afsnit moet positief wees, x is positief. As daai minus was, sou die grafiek hier weggedraai het, want x is negatief, so my afsnit is negatief. Dit geld vir al die grafieke. Ek het nou maar net die voorbeeld gebruik om daardie te verduidelik. Ok, en ons laaste voorbeeldjie hierso is x gelyk aan 2 teen die mag minus y. Waar is minus y? Minus y is daar. So die grafiek gaan so wegdraai, of soos die perse, en wat sien gaan dit wees? My x se teken is positief, so hy gaan aan hierdie kant wegdraai. Goed, so hierdie 4 prentjies moet ons uit ons kop uit leer voor ons nou gaan begin om die inverse te bepaal. Goed, ons eerste voorbeeld is 'n parabool. So wat ons gaan doen om die inverse te bepaal? Heel eerste gaan ek in pink altyd my oorspronklike grafiek gaan teken om die definisie en die ware versameling te bepaal. So ek gaan in 'n pink blokkie eers hierdie grafiek teken. So omdat ons nou klaar ons prentjies geleer het, gaan dit nou baie maklik wees. Hierso staan y is gelyk aan minus 2x kwadraat. So dit beteken hierdie grafiek gaan so lyk. So daar teken ek gou vinnig vir myself daai grafiek. En nou by 'n parabool gaan daar altyd 'n beperking gegee word. En daardie beperking is die een been van die parabool wat moet bly. So x groter as 0 is die regterkantste been van die parabool. So dit is daai stukkie en daai beentjie moet bly. Die ander been van die parabool moet dan uitgehaal word. So daai been moet ons doodkrap of uitvee. En daardie beperking is daar om voorsiening te maak dat hierdie grafiek se inverse wel aan die einde 'n funksie sal wees. So dit is hoekom ons 'n beperking op 'n parabool het, om voorsiening te maak dat sy inverse wel 'n funksie sal wees. Ok, so as ons nou hierdie grafiek geteken het, dan kan ons nou duidelik sien dat die definisieversameling is x groter en gelyk aan 0, want dit staan daar en ons kan dit sien op die prentjie. En die ware versameling kan ons nou maklik sien van die prentjie, want is dit die positiewe eie wat ons gebruik het, die negatiewe eie of beide? Dis die negatiewe eie, so die ware versameling is y kleiner en gelyk aan 0. Goed, so hierdie in pink gaan ek so in 'n blokkie sit. En dit gaan my nou help om die inverse te bepaal en om ander vrae ook te beantwoord. So nou, as ons die inverse wil bepaal, gaan ons dus 2 stappe doen. Stap 1, ruil vir x en y om. So dit gaan nou word x is gelyk aan minus 2y kwadraat. En ek gaan die definisie en die ware versameling ook met omruil. So die x word 'n y en die y word 'n x. Goed, en my stap 2 is nou maak vir uit die onderwerp. So ek gaan hierdie net in 2 stappe doen. So eerstens deel ons met die min 2. En dan om daardie y alleen te kry om die onderwerp te maak, moet ek plus minus die vierkantswortel van die ander kant vat. En kom ons skryf net gou weer ons. Daar is ons ware versameling dan en daar is ons definisieversameling. Goed, en daai definisie en ware versameling is verskriklik belangrik. Want nou aan die einde, nou moet ons gaan kyk. Die teken wat daar by die ware versameling staan, y wat groter as 0 is, dit sê vir ons wat die teken buitekant ons wortel moet wees. So omdat daar staan y is groter as 0, nou moet ons gaan en nou moet ons die minus gaan uitvee. En die teken wat by die x staan, wat by my definisieversameling staan, dit moet dieselfde teken wees as wat binnekant die wortel is. Onthou, want as daai minus by die 2 staan, dan kan ons by die x ook staan of in die middel.
So, daai teken moet dieselfde wees as dit wat binne die wortel is. Want as daar nou staan x is kleiner as 0, kom ons gee gou 'n voorbeeld. Kom ons sê x is -4. So as x -4 hier binne die wortel is, dan gaan my antwoord wat binne die wortel is wees -4 op -2 en dit gaan dan wees positief 2. So dan is my wortel wettig. Goed, en nou wil ons die inverse gaan teken. So ek gaan eers 'n klein sketsie hier maak en die inverse op sy eie teken. Goed, nou wil ons die inverse gaan teken. Nou sien ons, maar stap 2 is 'n wortel en dit is nie een van die prentjies wat ons geleer het nie. Ons het mos ons 4 paraboolprentjies geleer. So as jy nie stap 2 kan teken nie, teken stap 1 want dit is dieselfde grafiek. Nou by die reguit lyn het ons ook partykeer nommer 1 gebruik en partykeer nommer 2 want dit is dieselfde grafiek. So x gelyk aan -y², ek gaan nou stap 1 teken. So ons leer ons prentjies en in 'n sekond weet ons dat dit gaan so lyk. X gelyk aan -2y². En nou kyk ons langs aan wat ons hier geskryf het. Hier staan x is kleiner as 0. En ja, dit is waar want hierdie grafiek is by die negatiewe x'e. Maar nou staan die y is groter as 0 en dit is die beentjie wat dan moet bly. So nou weet ons dat ons moet hierdie beentjie doodmaak. So daar het ons die inverse korrek geteken. En ons het die definisie en waardeversameling nodig gehad om dit korrek te teken. En ons sou nie die definisie en waardeversameling gekry het as ons nie hierbo die oorspronklike definisie en waardeversameling eers neergeskryf het nie, want dan sou ons nie geweet het wat om te ruil nie. En ons sou nie die oorspronklike definisie en waardeversameling gekry het as ons nie vinnig ons oorspronklike grafiek geteken het nie. En dis hoekom ons die prentjies moet leer. Goed, en dan kan ons die oorspronklike grafiek en die inverse dan nou net gaan copy op ons asestelsel. So ek copy net wat ek eintlik al klaar gedoen het. En daai sal ons inverse wees en hierdie sal ons oorspronklike grafiek wees. En baie keer gaan hulle vir ons vra om 'n koördinaat ook vir hulle aan te dui. So dan kan jy net enige waarde hier kies vir x en ek het sommer nou gekies x is 1. En as x 1 is, dan gaan ek in my oorspronklike grafiek x1 gaan maak en as ek dit gaan doen, gaan ek vir my y-waarde -2 kry. En nou kan ek letterlik daai koördinaat net gaan omruil, want hulle is mos inverses van mekaar. Goed, ons volgende voorbeeld is 'n wortel en 'n wortel is ook 'n parabool. 'n Wortel is ook 'n parabool. Maar ons gaan hierdie wortel wat eintlik 'n parabool is, eers moet gaan ontmasker. Om te kyk wat se tipe parabool is dit eintlik, want ons kan lekker met parabole werk want ons het die prentjies geleer. So as ons hierdie wortel nou moet ontmasker en ek gaan dit nou in pink doen, weer eens in pink gaan ek dit in 'n blokkie doen sodat ek hom kan ontmasker en kyk hoe lyk hy regtig sodat ek hom kan teken. So as ek dit gaan ontmasker, gaan ons albei kante net kwadreer. So dit is hoe ek 'n wortel ontmasker. Ek kwadreer albei kante. En as ek dit doen, dan gaan daar staan y² en daai minus gaan positief word en die wortel en die kwadraat gaan mekaar uitkanselleer en daar gaan staan 3x. En dan sien ons, okay, so hier is dit nou maklik om die x alleen te kry. So as ek daai wortel gaan ontmasker, staan daar eintlik x is gelyk aan y² op 3. So dit is eintlik die parabool wat daai wortel is. So hier het ek nog glad nie die inverse bepaal nie, ek het hierdie net ontmasker. En dis hoekom ek dit nou in pink doen. In my groen pen gaan ek die inverse doen. So nou, ek sal sê so my pink pen, en ek het my oorspronklike grafiek teken, nou het ek hierdie wortel ontmasker, so hy is eintlik x is gelyk aan y² op 3. My getalle maak nie saak nie. So nou as ek hierdie wortel wil teken, gaan ek hierdie wortel teken nie, ek gaan my ontmaskerde grafiek teken wat x gelyk aan y² op 3. En x is gelyk aan y², daai prentjie wat ons geleer het, lyk so. So dis daardie parabool.
En nou moet ons weet dat by die parabool gaan daar altyd 'n beperking moet wees om seker te maak dat die parabool se inverse of hy self is 'n funksie. Maar by die wortel gaan daar nooit 'n beperking vir ons gegee word nie, want ons kan dit baie maklik aflees as ons net aan die vergelyking kyk. Want onthou nou het ek vir julle gesê dat die teken buitekant die wortel gaan altyd die y se teken wees. So ons weet dat ons y, daar's 'n minus buitekant die wortel, so die y is kleiner of gelyk aan 0. So dis my waardeversameling. En die x se teken is die teken binnekant die wortel en dis positief, so die x gaan wees x groter of gelyk aan 0. En dis dan my definisieversameling. So ek het hierdie gekry deur na my vergelyking te kyk. En nou gaan ek net moet gaan kyk watse beentjie moet ek wegvat. So x groter as 0 is albei beentjies. X kleiner as 0 is die beentjie wat moet bly, so daai beentjie moet bly, so dit beteken hierdie beentjie moet ek doodkrap. So daar het ons sopas daai wortel geteken. So ek gaan hom sommer nou op my oorspronklike grafiek gaan teken. So daar het ek my oorspronklike grafiek gaan teken wat daardie wortel is, deur dit te ontmasker. Kyk, kom ons trek 'n blokkie om dit. Eintlik het ons nog glad nie die vraag beantwoord nie. Ons het net 'n bietjie gekyk na wat is ons oorspronklike grafiek. Goed, nou gaan ons die inverse bepaal. So hier kom nou eers die inverse. Goed, so stap 1, ruil vir x en y om. So ek gaan nou my oorspronklike grafiek vat. Jy kan maar jou ontmaskerde vorm vat, maar ek gaan net vir hierdie video heeltyd die oorspronklike voorbeeld vat, omdat dit net bietjie moeiliker is en langer gaan vat om dit net lekker in te oefen. So stap 1 is ruil vir x en y om. En onthou, ons moet die definisie en die waardeversameling ook omruil. Goed, stap 2 is kry vir y die onderwerp. So hier gaan ek nou moet kwadreer om vir y die onderwerp te kry, want dis al hoe ek 'n wortel kan wegvat. So ons gaan al twee kante kwadreer, daai minus gaan wegval, en dan gaan ons die y alleen kry. En daar is ons inverse, en ons kan dit net in hierdie mooi notasie skryf. Goed, en nou as ons inverse wil teken, kan ons weer gaan kyk, wil ons stap 1 teken of stap 2, want dis dieselfde grafiek. So stap 1 is 'n wortel, ons wil nie dit teken nie, want ons het nie daai prentjies geleer nie. So ons gaan stap 2 gaan teken. En stap 2 is y is gelyk aan x kwadraat. Y is gelyk aan x kwadraat, so dit gaan hierdie vorm wees. En dan moet ons baie mooi na ons definisie en waardeversameling gaan kyk, om te besluit watse beentjie moet ons weghaal. Die x kleiner as 0 beteken dat die linkerkant se beentjie moet bly. So dis die regterkant se beentjie wat ons moet weghaal. Die y groter as 0 werk in elk geval vir albei beentjies. So nou gaan ons as inverse gaan teken. En ons sien dis 'n perfekte spieelbeeld en die lyn y gelyk aan x. En dan kan ons vir hulle een koördinaat gee. So kom ons vat x3. So ek gaan nou x3 gaan maak. Gaan vir x3 gaan maak in my oorspronklike vergelyking. En as ek dit gaan doen, gaan ek kry dis minus wortel 3 maal 3 en minus wortel 9. So die antwoord gaan wees vir y minus 3. En dan kan ek letterlik daai koördinaat vat en dit net gaan omruil, want dis my inverse. Goed, ons volgende voorbeeld is 'n eksponensiële grafiek. So hier het ek net 'n uitvang 1 gegee. Wanneer jy 'n breek kry, moet jy daai breek gaan verander na 3 tot die mag minus. As jy dit wil teken. So dis belangrik as jy dit wil teken. Goed, so nou gaan ek my pinkpen vat en ek gaan hierdie grafiek gaan teken, want ons wil kyk wat die definisie en waardeversameling is. So nou sien ons maar eintlik is die eksponent minus x. As jy nie dit gaan verander nie, gaan jy dink die eksponent is positief x, maar die eksponent is negatief x. So dis daardie gedeelte, so dit beteken die grafiek moet wegdraai van daai negatief x af. En hy kom ons so oop weggedraai het,
Maar dit sou gebeur het as daar 'n minus vooraan daai grafiek was, maar daar is nie, so dit is die D en ja, lyk so. Goed, nou gebruik ons skets om die definisie en waardeversameling te kry. Die definisieversameling is XER, want dis beide die positiewe en die negatiewe x'e. En die waardeversameling is y groter as 0, nooit 'n gelykhaan by eksponente nie. Goed, en hierdie gaan ek nou in 'n pink blokkie sit. En nou gaan ons met die inverse begin. Stap 1, x en y ruil om. So ek gaan weer eens my oorspronklike grafiek vat. So dit is x is gelyk aan 'n derde y. Stap 1, x en y ruil om. Onthou, ons definisie en waardeversameling moet ook omruil. Goed, in stap 2, doen wat ons moet om vir y die onderwerp te maak. Nou as y 'n eksponent is, dan moet ons hierdie rympie in hierdie persblokkie gebruik om die y die onderwerp te maak. En hierdie rympie is eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. Eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. So as ons hier kyk by nommer 1, wie is die eksponent? Die eksponent is y. So eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. Log grondtal, wie is die grondtal? 'n derde. Wie is die antwoord? X. So as y die eksponent is, moet ons die pers rympie gebruik om vir y die onderwerp te maak. Goed, en dan moet ons net weer ons definisie en waardeversameling neerskryf. En nou wil ons die inverse teken, so nou kan ons weer eens besluit, wil ons stap 1 teken of stap 2. So stap 2 is 'n log, en ons het mos nie prentjies geleer van logs nie, ons het net prentjies geleer van eksponente. So ons gaan nie stap 2 teken nie, ons gaan eerder stap 1 teken. Okay, maar onthou dat stap 1 is 'n breek, so ons moet hom net so gaan skryf vir onsself as ons dit wil teken. So dit is negatief y, is daai eksponent, so daai eksponent is negatief y. Negatief y is daar, so hy moet wegdraai van die eksponent af. So dit gaan so lyk. Dit gaan nie aan daai kant wees nie, want as dit aan daai kant was, sou hier 'n minus daar gewees het. Maar daar is nie, so my grafiek gaan so lyk. Goed, en nou kan ek net my 2 grafieke op my as 'n stelsel mooi gaan teken. En daar is my inverse. Kom ons gaan gee vir hulle albei 'n koördinaat. Ek gaan in my oorspronklike een sommer daar 'n koördinaat vat, en ek gaan sommer x min 1 kies. So dit beteken dat hierso moet ek nou my x min 1 gaan maak. En as ek dit gaan doen in my sourkenaar, gaan ek kry dat y is 3. So nou kan ek letterlik net daardie koördinaat omruil, want dis die inverse van mekaar. Goed, en nou het ons 'n loggrafiek, wat ook 'n eksponensiële grafiek is. So ons het 'n parabool, ons het 'n wortel wat ook 'n parabool is, wat ons eers moet ontmasker. Dan het ons 'n eksponensieel, en ons laaste een is 'n log. En 'n log is ook 'n eksponensieel, maar ons gaan dit eers moet ontmasker. So ek gaan my pinkpen vat, want ek's nog nie besig met die inverse nie. Ek gaan hierdie net ontmasker. En hoe ek 'n parabool se wortel ontmasker, is ek kwadreer albei kante. Maar hoe ek 'n log se eksponensieel ontmasker, is ek gebruik my persrympie. En my persrympie was eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. So dit beteken dat hierdie is die eksponent. Eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. So dit beteken my x is my antwoord, my kwart is my grondtal, en my y is my eksponent. So daar het ek die log ontmasker. En nou gaan ek net vir myself dit weer so skryf om dit te teken. Nou kan ek dit baie makliker teken. So die doel van die ontmaskering by 'n wortel en by 'n log is net sodat jy dit baie maklik gou vinnig kan teken. So die eksponent daar is minus y.
So my grafiek gaan so lyk volgens my prentjies. My definisieversameling gaan wees x groter as 0 en my waardeversameling is y, e, r. Ek kan dit baie maklik sien van my prentjie af. Goed, so ek gaan hier in 'n pink blokkie sit. Onthou ek het nog glad nie die inverse gedoen nie. Hierdie was net die grafiek wat ons geteken het. En ons moes dit ontmasker het om dit te kan teken. Goed, nou gaan ons die inverse doen. Stap 1 en ek gaan my oorspronklike grafiek vat. Jy kan maar die ontmaskerde vorm vat, maar ek gaan net weer eens die oorspronklike grafiek vat want dit is 'n bietjie moeiliker en dit is net meer volledig. Okay, so eerste stap ruil vir x en y om. So x is gelyk aan log 'n kwart y en onthou my definisie en waardeversameling ook om te ruil. En stap 2 is skryf uit die onderwerp. So nou het ons 'n log en onthou om vir y nou die onderwerp te kry, want y is nie die onderwerp nie, gaan ons weer ons rympie moet gebruik. Eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. So daai laaste een y is die antwoord. So eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. Skryf maar net hierdie weer. Goed, nou wil ons inverse teken. En om dit te doen, moet ons net onthou ons moet ons projek so skryf en hierdie keer gaan ons definitief stap 2 teken want ons hou nie van logs en sit nie hulle prentjies geleer nie, so ons gaan stap 2 gaan teken. Maar onthou, stap 1 en stap 2 is altyd dieselfde grafiek. So negatief x is waar die grafiek gaan wegdraai, so hy gaan so lyk. En nou gaan ek my twee grafieke gaan teken. Daar is my oorspronklike ene en my inverse. En nou kan ek weer vir dit 'n koördinaat gee. So ek gaan met my oorspronklike ene gaan ek regtig enige punt kies. So ek gaan 'n kwart kies. Net omdat ek geweet het dit sal vir my 'n mooi y gee. So ek gaan daar in x se plek 'n kwart gaan instel en as jy dit net so in jou calculator intik, dan gaan jou y wees 1. En dan kan ons daardie punt omruil want dit is mekaar se inverse. Reg. Goed, en ons laaste twee voorbeelde gaan nog steeds 'n parabool en 'n eksponensiële grafiek wees, maar hierdie keer gaan daar 'n draaipunt by die parabool wees en by die eksponensieel gaan ons 'n asymptoot hê. So kom ons gaan kyk gou eers na ons oorspronklike grafiek. So ek gaan nou my pink pen vat. So ek weet dat hierdie is y is gelyk aan x kwadraat, maar dan staan nou ander getalle by. Die parabool is in sy draaipunt vorm, so ek weet dat daar 'n draaipunt is wat nie 0,0 is nie. So ek weet dat my vorm is y gelyk aan x kwadraat, so dit gaan so lyk. Maar ek sien nou dat my draaipunt gaan wees 1 en min 4, want ek kan die draaipunt aflees as dit in draaipunt vorm is. So dit beteken dat die grafiek daar gaan nie 0,0 wees nie, dit gaan wees 1 en min 4. So my vorm gaan nog steeds wees y gelyk aan x kwadraat. Ons gaan nog steeds na daai prentjie moet gaan kyk, maar nou is daar 'n draaipunt. Nou sien ons hierso, hier is ons beperking, x groter as 1. Nou is dit nie 0 nie, want daar's 'n draaipunt wat nie 0 is nie. So dis die beentjie wat moet bly. So dit gaan die regterkant se beentjie wees wat moet bly. So daai gaan ons uithaal en daar is ons oorspronklike grafiek. En nou kan ons sien, die definisieversameling is x groter en gelyk aan 1 en dit staan daar en ons kan dit sien. En die waardeversameling gaan wees y is groter en gelyk aan min 4. Goed, so ons gaan hierdie in ons pink blokkie sit. En nou, kom ons gaan teken dit gou eers. So nou moet ons letterlik net daai prentjie kopie. So ons gaan begin met ons draaipunt wat 1 en min 4 is. So kom ons sê dis daar 1 en min 4. En ek gaan letterlik net daai klein prentjie gaan kopie. Gaan net so halwe beentjie wees so. Ja, daar het ons letterlik daai grafiek gaan teken.
Goed, en nou gaan ons die inverse bepaal. Stap 1 en stap 2. Stap 1, x en y ruil om. So nou gaan dit wees x is gelyk aan y minus 1 kwadraat min 4 en ons definisie en ons waardeversameling moet ook omruil. Goed, en nou moet ons die y die onderwerp maak. So eerste gaan ons die 4 oorvat. En nou gaan ons die plus minus vierkantswortel moet vat. En laastens, daai minus 1 wat by daai y is, ons gaan dit met plus 1 aan die ander kant. En daar het ons die y alleen gekry. En dan kan ons dit net in ons mooi notasie skryf as ons wil. Maar voor ek dit gaan doen, kom ons kyk net gou of ek die plus of die minus moet wegvee. So daar staan nou y is groter as 1. So ons klaar 1 daar, so as iets groter as 1 moet wees, beteken ek moet ons iets by plus by 1. So dis hoe ek weet dat ons dan die minus gaan wegvat. So daar gaan net 'n plus daar oorbly by die wortel. En nou staan daar x is groter en gelyk aan minus 4. Want as hy kleiner as minus 4 was, dan sou daaronder 'n negatiewe getal in die wortel gewees het. So daai is in elk geval reg. En daar's ons inverse. Goed, nou wil ons inverse gaan teken. So weer eens, daai stap 2 gaan ons nie teken nie, want dit is te moeilik, dis wortel. Ons hou mos nie baie van wortels nie. Ons het ons prentjies van ons parabool gaan leer, so ons gaan stap 1 gaan teken. So kom ons kyk gou hier na stap 1. So nou sien ons het nog steeds die prentjie x is gelyk aan y kwadraat. So ons weet hoe daai prentjie gaan lyk. Gaan hierdie net gou weghaal. So ons weet dat daai prentjie gaan x is gelyk aan y kwadraat, so dit gaan so lyk. En dan kan jy nou letterlik gaan sê dat my oorspronklike draaipunt was 1 en min 4. So nou weet ek dat daai draaipunt gaan dan moet wees min 4 en 1. Of jy kan letterlik hier gaan kyk, en as jy dit in koördinaatvorm wil skryf, dan gaan jy met sê, okay, wat is my x? My x moet eerste kom. Die x gaan altyd daardie getal wees, so dit is min 4. En dan die y is hierdie getal met teenoorgestelde teken, so dis 1. Goed, en dan staan daar y is groter as 1, so dis die beentjie wat moet bly. So as y groter as 1 is, dan moet daardie beentjie weggaan. So daar is ons inverse. So nou gaan ons dit gaan teken. So kom ons gaan plot eers minus 4 en 1. So omtrent daar. Minus 4 en 1, en nou kopie ons letterlik net daai vormpie. En daar het ons inverse geteken. Goed, en dan ons laaste voorbeeld is weer 'n eksponensiële grafiek, maar hierdie keer het dit 'n asymptoof by. Okay, so kom ons vat ons pinkpen, kom ons gaan teken eers daai grafiek. So ons ken al klaar ons vormpie, y gelyk aan 3 tot die mag x. So ons weet dat die grafiek gaan so lyk, want hy gaan wegdraai van die positiewe x af, as ek nou daai so gaan teken. Hy draai weg van die eksponent wat positief x is. Maar nou wil ek net gou die asstelsel uitgee, want nou is daar 'n asymptoot by. So dit beteken dat as ek dit gaan teken, moet ek hierdie asymptoot in ag neem. So y gelyk aan min 3 is die asymptoot. So hy gaan eintlik wegdraai van daardie asymptoot af. So as ek dit gou wil gaan teken, ek gaan die asymptoot nou maar net in 'n soliede lyntjie maak. So dit gaan nou wees y is gelyk aan minus 3. Daar is my asymptoot, y gelyk aan minus 3, en nou gaan ek net daai vormpie wat ek daar het, gaan ek gaan kopie. So daar is my oorspronklike grafiek. En op hierdie grafiek sien ek nou dat hy sny daar die x-as en die y-as, so ek kan daai koördinate sommer vir hulle gaan uitwerk.
So as ek nou hierdie koördinaat wil uitwerk wat die x-as is, gaan ek die y 0 maak. En as ek nou die y gaan 0 maak, ek gaan die berekeningkie gou hierso doen. Dan gaan die 3 oor gaan na die ander kant toe en dan gaan x 1 wees. So my x-afsnit hier gaan wees 1 en 0. En dan sien ek het 'n y-afsnit ook en om die y-afsnit uit te werk gaan ek die x 0 maak. 1 minus 3 is minus 2. So hierdie koördinaat gaan wees 0 en minus 2. En ek kan daai punte ook gebruik om dit om te ruil om dit op die inverses te plot. OK, en nou het ek my prentjie en nou kan ek die definisie en die waardeversameling neer gaan skryf. Die definisieversameling is nog steeds x e r, maar die waardeversameling is y is groter as die asymptoot. In die vorige voorbeelde was die asymptoot 0. Goed, en nou stik dit gaan my pink blokkie. En nou gaan ons die inverse bepaal. Goed, stap 1, ruil vir x en y om. So x is gelyk aan 3 tot die mag y min 3. En die y word nou er en my x word groter as min 3. Goed, stap 2 is maak vir uit die onderwerp. So die eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan die 3 oorvat. En nou is uit die eksponent, so nou moet ek my log rympie gebruik om uit die onderwerp te maak. So jy moet nou eintlik daar in hakies sit. So die rympie is eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. So eksponent wat die y is gelyk aan log grondtal, wie is die grondtal? 3 antwoord, wie is die antwoord? Daai x plus die 3, daai hakie is die antwoord. Goed, en nou gaan ek net daardie gaan neerskryf. En nou kan ek net die inverse in 'n mooier notasie gaan skryf. Goed, nou wil ek die inverse gaan teken. Om my asstelsel weg. So ek kan of stap 1 of stap 2 gaan teken want dit is dieselfde grafiek. So daai log hou ons nie van nie. Ons het net prentjies geleer van ons eksponensiële grafieke, so ons gaan hierdie prentjie leer. X is gelyk aan 3 tot die mag y. So 3 tot die mag y is die eksponent, so die grafiek gaan so lyk. Maar nou is daar 'n asymptoot, daar's 'n asymptoot van min 3, so dit beteken dat daai lyntjie wat daar is, moet wees x is gelyk aan min 3. Goed, so nou gaan ons net dit gaan copy op ons mooi skets. X is gelyk aan min 3. En dan gaan ons net daai prentjie gaan copy. En dis ons inverse. En nou weet ons dat daardie punt wat sê hier op die oorspronklike 1, wat ons x-afsnit gaan wees, op die oorspronklike ene, gaan ons y-afsnit wees op ons inverse, maar ons gaan dit omruil. En die y-afsnit op ons oorspronklike ene, gaan ons x-afsnit wees op ons inverse, maar ons gaan dit omruil. Goed, en daar is dus daai ene gedoen.